Ek ken Tiens van Greuning nou al vandat ek 15 jaar oud is. Tiens het vandat ek jonk is uitgestaan vir my as iemand wat ontsaglik, saggaard is, wys, stil in sy persoon en 'n diep rustigheid aan hom gehad het. Tiens was al die jare in ons gemeente in Britswes en hy was 'n diaken daar. En ek het soveel kosbare herinneringe aan die jare wat ons daar saam in die gemeente was. Tiens is 2 jaar terug gediagnoseer met kolonkanker. En op hierdie stadium is sy diagnose terminaal. Maar wat ek wil hê ons moet raak sien in Tiens is nie sy toestand nie, want ons almal is sterwende. Maar dit is sy afhanklikheid van die Here, sy ingesteldheid in sy geloof. By die Gereformeerde Kerk Britswes, wat is jou algemene verantwoordelikhede dan? Wel, ek is nog die skriba van die Breë Kerkraad. Die laaste ruk het ek nou nie meer so by al my verantwoordelikhede uitgekom nie. En my vrou is die koster, of ons hele gesin eintlik. Dan is ek ook verantwoordelik vir die klank. So nou neem ek maar die preek op deur die diens en dan verwerk ek hom net op my rekenaar en dan laai ek hom op Facebook. Maar die dokter het gesê sy kan my nie rarig onbepaald hier hou nie. En ja, dan is daar die moontlikheid dat 'n mens tuisversorging kan kry. My seun is die hele tyd by die huis. En ek dink hy gaan die beste na my kan omsien. Het is maar altyd beter om tussen jou geliefdes te wees en in 'n bekende omgewing te wees. 'n Ou kry baie nagte wat jy in 'n donker put sit. En dan bid jy. Ja, dis nou maar die ding, die ou duiwel kom vir jou. Hy probeer regtig om jou onder te kry. Ek dink ook jy kan amper enige een van Paulus se sendingbriewe lees. Juis wanneer hy swak is, kan hy roem in die Here. Al wat jy sien, as jy my sien, is God se 2 hande wat my arme swakkeling so vashou. En niks kan my uit sy hande uittrek nie. Niks en niemand. Men, jy kan nou op 'n hoopie gaan sit en jouself jammer kry en ek het kanker, ek gaan doodgaan. Maar weet jy, saam met die harde pad wat dit meebring, kom daar gelykertyd ook
soveel seëninge. Jy kan nie glo partykeer hoeveel liefde word daar op jou uitgestort. Kom maar net skielik mense oor jou pad. Party mense wat jy al jare ken. Party mense wat jy mee saam groot geword het. Wat net skielik opdaag en daar is vir jou. Jy kan dit nie glo nie. Jy moet net, as jy in die oggend wakker word, dankbaar wees. Ek dink as ek nie die Here gehad het nie, het ek seker lankal tou opgegooi. Paulus sê ook, hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Die dood self, ja, waar is sy angel, jy weet. Die Here het aan die kruis vir ons die dood oorwin. Natuurlik kan jy niemand voel nie. Die proses van doodgaan. Ja, dink ek, dit is wat seker 'n mens die bangste kan maak. Dit is wat 'n ou partykeer in daai diep donker gat het. Maar doodgaan self, nee wat. Dood kan jou niks doen nie. Psalm 121 sê, jou siel sal hy bewaar. Ja, jy weet waarheen gaan jy. So dit gee mens vrede. Al voel dit hoe lank jy ly eintlik 'n kort rukkie hier op die aarde. Dis eintlik 'n baie kort rukkie. En dan gaan jy in die ewige heerlikheid in. Mens moet partykeer 'n bietjie gaan sit en dink oor wat ewige beteken. Diens, jy is nou in 'n genadetyd. Ja. Wat beteken genadetyd vir jou? Ja, maar baie dinge, maar ja, kans om saam met jou geliefdes te wees, tyd saam deur te bring, die mense wat die Vader oor jou pad gebring het en aan jou toe vertrou het. En tyd om die onbeskryflike liefde wat hy aan jou bewys het, ook aan hulle te bewys. En wanneer ek aan 10 dink, dan dink ek onvermydelik aan Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Hier is 10.